julle, baie welkom by 'n volgende kleingroep sessie. Dis baie lekker vir my om weer saam met julle te kan kuier vandag, want vandag sluit ons af met ons gebedsreis en ons gesels 'n bietjie oor wat voorlê vir die volgende paar weke hier by Oosterrig. Vandag is ook die laaste keer wat ons kleingroep materiaal gaan uitstuur vir die volgende 6 weke. Ons sien mekaar eers weer in die week van 16 Junie. Hoekom? Dit is omdat ons vir die volgende paar weke van 14 Mei tot 11 Junie revolusie gaan hê. Elke woensdag aand. Dit is ook in die plek hierdie jaar van ons jaarlikse Pinksterreeks. En in hierdie tyd gaan daar geen Bybelskool, geen infusion, geen pathway, kleingroepmateriaal of enige ander aksies gebeur in die gemeente nie. En daarom wil ons julle elke individu, elke kleingroep uitnooi, challenge, uitdaag om nou al in te skryf vir revolusie, as jy nog nie het nie. Julle kan ook hierdie 6 weke gebruik om intentioneel bietjie saam te social en by julle groep se Maak 'n Verskil projek besig te wees. Nou ons het al plek ietsie begin deel oor revolusie. Rudolf het by sy 2 vision preke aan die begin van die jaar baie daaroor gesels en waarop dit neerkom is, ons het 'n community revolusie nodig. Ons moet leer hoe lyk gesonde, evangelie gesentreerde gemeenskap. Hoe moet ons optree? Hoe dien ons mekaar? Hoe het ons mekaar lief? Hoe vergewe ons? Hoe lyk kruisliefde? Hoekom sukkel ons hiermee in die ooste van Pretoria? Wat se rol speel gebed? Wat is ons missie? Ensovoorts. Die punt is, ek en jy het dit nodig. Ons is gehardwire vir community. So wat ons nou moet doen is, ons moet leer hoe dit behoort te lyk. So jy kan nie hierdie geleentheid misloop nie. So, die eerste vraag, baie eenvoudig, pause die video sommer net hier en maak seker dat elkeen in die groep op die app geregistreer is vir revolusie en dan gaan ons aan. Great, ek hoop julle almal is ingeskryf vir revolusie en ons sien baie uit om mekaar daar te sien. En nou kan ons wegspring met vandag se sessie. En ek gaan weer sommer dadelik begin met 'n vraag. En die vraag is, vat 'n paar minute en sê vir mekaar in een sin, wat was die laaste week jou main positiewe influence of inspirasie gewees? Dit kan 'n teks wees, 'n persoon, 'n boek, 'n gesprek, wat ook al. Wat is die een main influence of inspirasie hierdie laaste week in jou lewe? Gesels daaroor en dan gaan ons aan. So besef jy dat dit wat jy sopas genoem het, kom van die Here af. Al was dit 'n song, of 'n gesprek, of wat ook al. Hy praat actually met my, en met jou, en hy kan my en jou inspireer, deur 'n klomp verskillende goed, deur mense, deur boeke, deur sy skepping, ensovoorts. En dis iets wat ek persoonlik lank gemis het in my lewe. En dis hoekom ek sommer vandag, terwyl ons afsluit met gebed, hierdie wil gesels oor die challenges of frustrasies wat ek met gebed gehad het, en nog steeds het in my lewe. Julle sal onthou, ek het laasweek geraak aan die teksgedeelte Johannes 10 vers 27. My skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. En dis waaroor ek baie wonder, of ons die Here se stem in ons lewe elke dag ken en hoor. Luister ons na sy stem? Want hy praat met ons, hy het nooit stil geword nie. Ons mis dit net wanneer ons nie gefokus bly op sy stem nie, of wanneer ons hom nie ken nie. Nou ek moet bely, dat as gelowige is gebed nog altyd een van die moeiliker dinge vir my persoonlik. Ek struggle nou nog daarmee. So ek is verseker nie 'n gebedsguru of 'n pro nie. Ek dink as mense wat baie beter gebede het as ek. Maar ek vind myself gereeld in sulke fases, wil ek amper sê. Soms bid ek baie, dan bid ek min, dan bid ek lank, dan bid ek kort, dan voel ek ongemaklik in gebed, dan vloei dit. So ek moet myself gereeld check rakende my gebedslewe. Vir my is dit persoonlik baie makliker om net te doen vir die Here. Wees besig met die werk van die Here. Preek, doen berading, hê geloofsgesprekke, berei kleingroepmateriaal voor, gaan maak 'n verskil iewers anders. Al daai kerk dinge is gewoonlik baie makliker vir my as om te bid. En dalk moet ek eerlik sê, soms ook lekkerder. Ek journey al lank hiermee en ek het vinnig besef dat daardie cliché ding so vinnig waar word van my en jou. Besig met die dinge van die Here en nie met die Here van die dinge nie. Nou ek beskou my verhouding met die Here natuurlik as 'n verhouding waarin ek steeds bly groei elke dag en in my gebedslewe ook, maar ek het wel nog altyd 2 groot frustrasies gehad rakende gebed.
En die eerste een is op 'n call het ek 'n groot frustrasie gehad met gebed terwyl ek studeer het. Hoekom? By elke uiteet of braaisaam vriende was ek gevra om te bid. By klomp familieetes was ek gevra om te bid. By verjaarsdagpartytjies, by elke funksie, by skoolopeninge was ek gevra om te bid. En ek was so gefrustreerd dat ek iewerster net besluit het, nee, want ek is tog nie die enigste Christen wat kan en moet bid nie. Dis nie dat ek nie omgegee het om te bid nie, wat dit vir my sleg gemaak het is, ek het so behoefte gehad in my om ander te hoor bid, om by ander te leer, om taal vir gebed uit te ruil, om saam te bid. Want ek glo die Bybel is baie duidelik dat gebed 'n communal ding is. Ons moet saam kan bid. Ons moet hardop vir mekaar en saam met mekaar kan bid. So dis my eerste frustrasie. My tweede frustrasie met gebed was ek het gesukkel met die dinamika van gebed as gesprek tussen my en God. Want 'n gesprek is veronderstel om twee rigtings te gaan. Maar baie gelowiges hanteer gebed as 'n eenrigting gesprek. Hulle bring hulle versoeke na God toe, maar maak nie tyd om na hom te luister nie. Dan mis ons sy stem. En ons mis wanneer hy met ons praat. En ons weet nie eintlik wie ons volg nie. Dit kan gebed baie leeg of transactional laat voel, eerder as relational. So om God se stem te hoor, verg stilte. Die vermoë om sy stem te herken en 'n begrip van die verskillende maniere waarop hy met ons praat en kommunikeer. Deur die woord, deur innerlike leiding, deur omstandighede, deur wyse raad, deur ander mense, deur musiek ensovoorts. En dit vra oefening, herhaaldelike dissipline en courage. So dis hoekom ek begin het om vir jou te vra, wat was die laaste week jou inspirasie of influence? Want toe ek besef dat die doodgewone dinge, mense, boeke, die woord van die Here, familie, vriende, songs ensovoorts my kan inspireer, het ek ook besef, maar dis deel van gebed en hoe die Here met my praat, deur ander. Ek moes dit leer en leer nog steeds, en ek moes dit oefen en oefen nog steeds, om sy stem uit te ken in 'n baie noisy wêreld met duisende stemme. En dit bly die challenge. So ons gesels nou vir 6 weke oor gebed. So kom ons vat 'n kans hier, of 'n breekkans hierso, en ons reflek net 'n bietjie saam. Ek gaan vir jou 3 vrae gee, gesels 'n bietjie hieroor. Die eerste vraag is, wat het jou gebedslewe die laaste 6 weke die meeste uitgedaag? Die tweede ene, hoe het jou gebede die laaste 6 weke dalk verander? En die derde ding, wat staan nog in die pad van jou gebedslewe? Nou iemand het een keer gesê oor gebed, I don't know you God, because I am in the way. Maak dit dalk sommer deel van jou gesprek wanneer jy gesels oor wat staan in julle pad. En dan gaan ons 'n bietjie verder. Gebed is God se uitnodiging na connection. Jeremia 33 vers 3 kort versie sê, roep my aan, ek sal jou antwoord. So 'n ongelooflike teksgedeelte. Hierdie teksgedeelte is 'n uitnodiging van God aan sy volk om na hom toe te kom in gebed. Dis ook 'n belofte dat God bereid is om te antwoord op die wat hom soek en dat hy hulle sal wys wat hulle nie uit hulle eie krag of begrip kan weet nie. Nou vir ons as gelowiges is die teks 'n uitnodiging om ons gebede nie net as 'n plegtige ritueel te sien nie, maar as 'n diep gesprek met God wat bereid is om ons te lei en ons te wys wat ons nie kan sien nie. Wanneer ons in gebed roep na die Here, maak God 'n belofte om ons nie net 'n antwoord te gee nie, maar om ons te lei en die dinge wat ons nie heeltemal verstaan nie. God rig hierdie oop uitnodiging aan ons om met hom te connect. Aanvaar die uitnodiging, praat met hom, leer ken sy stem en volg hom dan. Hier's 2 goed wat my gebedslewe baie kom help het, wat dit kom baie verryk het, my laat besef het hoe belangrik gebed is, hoe maklik ons kan uitmis op die joy van saam die Here wees, hoe simpel goed ons kan aanvang as ons op ons eie insigte staat maak en hoe ons eie ek nooit sal expose sonder om met die Here te praat nie. En die eerste ding gaan oor selfkennis. Tim Keller sê die volgende, hy sê, before him, you will unavoidably come to see yourself in a new, unique light. Prayer therefore leads to a self-knowledge that is impossible to achieve any other way. Prayer is the only entryway into genuine self-knowledge. It is also the main way we experience deep change. In gebed ontdek ons nie net die Here nie, maar ook onsself. Die probleem van sonde in ons harte, die ware insig oor ons messed upness, maar ook wat ons nuwe identiteit behels.
En dit is waar ware transformasie gebeur. En die tweede ding is iets wat my baie goeie vriend Pumlani gereeld vir my so graciously aan herinner. Hy sê altyd vir my, Michael, always remember, your walk with the Lord is more important than your work for the Lord. The work flows from the walk. En hierdie twee quotes het vir my swaai gebring. Hierdie die swaai eintlik vir my gebring. Ons weet hierdie goed, maar ons leef dit nie altyd nie. Gebed, my verhouding met die Here, moet net so lekker wees soos dit wat ek vir die Here doen. Om hom te verheerlik, om hom te loof, om hom te prys, van preek maak tot maak 'n verskil, tot geloofsgesprekke, tot stoele uitpak. Alles moet vir ons ewe lekker wees om met die Here te praat en om met hom te wandel. Gebed is nie net 'n checklist item nie. Ons het 'n diepe afhanklikheid van God, wat ons erken en herken deur ons persoonlike en ons korporatiewe gebedslewe. So, die challenge waarmee ons vandag wil klaarmaak is ek wil jou challenge om saam met die persoon in jou kleingroep waarmee jy nog die minste connected te gaan bid. Gaan bid ook met die volgende in gedagte. In Handelinge 10 ontmoet ons 'n man met die naam Cornelius. Hy was 'n man wat gereeld gebid het. Jy kan gerus bietjie sy storie gaan lees oor hoe betrokke hy was by die wonderlike werke van die Here as gevolg van sy gewoonte om gereeld te bid. En deur die boek van Handelinge lees ons hoe die vroeë kerk een ding sentraal gedoen het, duidelik staan. God se mense het gereeld saam gebid. So ek lees ons 'n kort uittreksel uit hierdie teksgedeelte. Vanaf vers 1 sê, in Caesarea was 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en 'n godvreesende man. Hy en sy hele huisgesin, en hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3 uur het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van God na hom toe sien kom, wat hom geroep het, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit, meneer? Die engel sê toe vir hom, hoor die ongelooflike woorde, God het gelet op jou gebede en op wat jy doen vir die armes. En hy het aan jou gedink. Wat wil ek vir jou sê? Die Here hoor jou gebede. Hy dink aan jou. Hy wil jou kom leer oor homself en oor jouself. En hy wil hê jy moet die walk saam met hom intiem ervaar en geniet. So wanneer jy nou saam bid, hou die storie in gedagte. Die Here hoor jou. Hy dink aan jou. Dan bid oor 3 goeters vir mekaar, so in 2 paartjies. Die eerste ding, waarvoor wil jy spesifiek die Here eer en prys en vir hom dankie sê voor? Die tweede ding is, wat is die genade waarvoor jy vandag wil bid? En die derde ene is, sê dankie dat die Here jou gebede hoor en dat hy aan jou dink. Blessings tot volgende keer en ons sien mekaar by Revolusie. Amen.